Welkom by Koffie en Kwadrate. In les 10 het ons gekyk na die middelpunt van 'n lynstuk en hoe om die presiese middel te vind. Maar nou gaan ons net 'n klein stapie verder. Ons gaan nou na die verhouding waarin 'n lynstuk verdeel word. En hierdie is 'n klein bietjie meer kophouwerk, veral wanneer dit kom by die formules. Maar ons sal nou sien waarna toe dit lei. So aan die einde van hierdie les behoort jy te verstaan wat dit beteken wanneer 'n punt 'n lynstuk verdeel en die formule vir interne verdeling te kan gebruik om punte te kan vind wat nie noodwendig die middelpunt is nie en die verband tussen verhouding en die middelpunt te verstaan. Nou kom ons doen net so 'n klein bietjie hersiening. In die vorige les het ons geleer dat die middelpunt verdeel 'n lynstuk in 1 tot 1. Want dit is die presiese middelpunt. Dit beteken A tot M moet dieselfde lengte wees as M tot P. Alright, so dit is 1 tot 1. Reg. Soos ek gesê het, die afstand vanaf A na M is dieselfde afstand as van M na B. Maar wat as die punt nie presies in die middel is nie? Kom ons kyk na 'n verdeling in die verhouding van A na P en P na B. Sê maar ons het A na P na B. A, P en B. En dit is 2 tot 3. Okay. So P verdeel AB, die lyn AB in die verhouding AP, AP tot PB in die verhouding 2 tot 3. Dit beteken van A na P is 2 dele en van P na B is 3 dele. Die punt is dus nader aan A as aan B. Logies, nee. Nou, die verdelingsformule is nogals redelik moeilik om te onthou, maar as jy hom verstaan, dan gaan dit 'n bietjie makliker. So wanneer 'n punt P 'n lynstuk verdeel in die verhouding AP, PB, dan kyk ons na M en N, net om dit vir ons makliker te maak. So die formule gaan ek in rooi skryf, is P, die punt waar dit verdeel word, is N, okay, x1 plus M, x2. En dan deel ons dit nie deur 2 nie, maar eerder deur M plus N. Alright. Dan het ons NI1 plus MI2 gedeel deur, jy raai reg, M plus N. En ons maak ons hakkie net toe. So, dit is vir A is X1 en I1. En B is natuurlik X2 en I2. Alright. En M tot N is die verhouding waarin die lyn verdeel word. Nou, hoekom lyk die formule so vreemd? Nou, die belangrikste idee is dat die punt word 'n gemiddelde, maar nie 'n gewone gemiddelde nie. Okay. So, by 'n middelpunt kry ons nou 1 tot 1. So ons kry natuurlik ons x1 plus x2 gedeel deur 2 en by hierdie verhouding kry ons nou 2 tot 3. So ons gee meer gewig aan een kant. Nou, kom ons kyk na 'n voorbeeld. So ons het A 2 en 4 en ons het B 12 en 9. Right. Nou P verdeel AB in 2 tot 3. Okay. So
vind nou vir P. So die eerste ding wat ons doen is ons identifiseer eers ons waardes. Reg, so kom ons kyk net gou weer net vir 'n slag na die formule. Dis nx1 plus mx2 oor m plus n en ni1 plus mi2 plus oor m plus n. Okay. Reg. So eerstens, ons het x1 wat 2 is, ons het x2 wat 12 is. Ons het i1 wat 4 is en ons het i2 wat 9 is. Reg. En in hierdie geval is m gelyk aan 2 en n gelyk aan 3. Okay. Nou gebruik ons die formule. Ons stel dit mooi in. Okay. So ons het 3. Okay, wag, kom ons skryf eers net die formule neer. Gou hom kry so, want ek is nog self bietjie onbekend met hom. Ek ken nie hierdie deel so goed nie, maar kom ons kyk. Reg. So eerste, ons het n x1 plus mx2 oor m plus n en ons het ni1 plus mi2 oor m plus n. Right, okay. So in hierdie geval, nou skryf ons dit net in. So dit is 3, okay, 3 maal 2 plus 2 maal 12. Ons stel dit net in, dus daar's niks vreemd daaraan nie. Oor 2 plus 3. Also, okay. Nou doen ons dieselfde vir die y-waardes. Dit is 3 maal 4 plus 2 maal 9. En dit is 2 plus 3. En dan gaan werk ons dit net uit en ons sien dan dat x is 6 en y is ook 6 as jy dit nou gaan vereenvoudig. So jou antwoord vir dit is P is daarom 6 en 6. Jy kan natuurlik jou antwoord kontroleer. Ons verwag dat AP tot PB moet wees 2 tot 3, reg? So nou kyk ons na die x-waardes. Dis 2 vir A, en vir P is dit 6, en vir B is dit 12. Okay, ons kyk nou na die x-waardes. Die afstande is 6 minus 2 wat 4 is, en 12 minus 6 wat 6 is. En dit gee vir ons die verhouding 4 tot 6, en as jy dit vereenvoudig, 2 tot 3. En daar het jy dit. Jy kan dit kontroleer, jy sien, right, dis reg. So 6 tot 6 is punt P. Nou, die spesiale geval is natuurlik maar net jou middelpunt. Dit is waar M tot N gelyk is aan 1 tot 1. Okay? Dit is jou normale middelpuntsformule. Daar's niks snaaks of aan nie, dis maar net jou normale middelpuntformule. Daarom die middelpunt is net 'n spesiale geval van verdeling in 'n verhouding. Nou sê nou maar jy moet 'n ontbrekende punt kry. Soms kry ons die verhouding en 1 punt en die verdeelpunt. En ons moet dalk die ander punt vind. Byvoorbeeld A is onbekend. Okay? So A is onbekend. Ons weet hy is X en hy is Y. Ons weet B is 10 en 8 en ons weet dat P is 6 en 5 en ons weet dat
gaan net so klein bietjie so maak. En ons weet dat AP tot PB is 2 tot 3. OK. So jy gaan stel net weer alles in op jou jou formule. So in hierdie geval is dit 6, nee, want dis jou P is 6 is gelyk aan die N is 2 en jou BX plus M wat 3 is en jou AX oor 2 plus 3 en dan kan jy net dit gaan instel, dan sal jy sien dat dit op die einde uitwerk op X is gelyk aan 10 op 3. En dan doen jy dieselfde vir jou y-waarde. Jy gebruik P se y-waarde, nee, dis 5. En jy stel dit in, is 2, is 8, nee, 8 plus 3 en dit is y. Want ons weet nie wat A se y-waarde is nie. Okay? Op 2 plus 3. En jy gaan uitvind dat y is 3. En daarom sal ons weet A is dan 10 op 3 en 3. Okay. So jy het nou dit. Ja, so kom ons beweeg gou aan na die algemene foute. Partykeer gebruik ons die verkeerde verhouding. As AP tot PB 2 tot 3 is, beteken dit nie dat dit 3 tot 2 is nie. Die volgorde is belangrik. Menende 2 tot 3 is nie dieselfde as 3 tot 2 nie. Okay. Partykeer vergeet ons die noemer. Die noemer moet wees M plus N. Nie gedeel deur 2 nie. Nie noodwendig nie. In die spesiale geval van die middelpuntsformule is dit gedeel deur 2. Maar as jy verhouding het, dan is dit M plus N in die noemer. Nog 'n fout is, partykeer gebruik ons die middelpuntformule vir elke vraag, maar die middelpunt werk net vir 1 tot 1 verhoudings. Nou ja, ek gaan nie vir hierdie een oefeninge gee nie. Julle kan self miskien gaan kyk op die internet vir nog video's hieroor. Maar ja, kom ons kyk net gou vinnig na 'n opsomming. Vandag het ons geleer dat 'n punt kan 'n lynstuk in enige verhouding verdeel. Die middelpunt is net wanneer dit 1 tot 1 is. Die algemene formule is absoluut wonderlik om mee te werk as jy hom kan onthou. En ek gaan hom net gou weer neerskryf. Dit is P en X tot 1, die eerste X plus M en die tweede X oor M plus N. En dit is N die eerste y plus M die tweede y en dit is M plus N en daar is jou algemene formule wat jy asseblief moet ken. Nou die belangrikste idee is dat die middelpunt deel 'n lyn in die helfte. 'n Verdelingspunt deel dit volgens enige verhouding. Nou ja, sterkte met hierdie een, dit was nogal so 'n moeilike onderwerp vir my om oor te praat, want dit is vir my onbekend. Ek kan hom nie onthou op hoërskool nie. Miskien het ons hom gedoen, maar ek is nie so opgewasse in hierdie area nie. So sterkte, gaan soek vir nog video's as jy onseker is. Ek sien julle in die volgende een.